Ons gaan met u praat so 'n bietjie oor finansies, van verpligting tot vertroue. En ons gaan 'n gedeelte lees uit Spreuke nadat ek so klein openingkie gedoen het daarso. Ek het 'n gebed geskryf en ek wil graag hê u moet dit saam met my deurlees. Wanneer ons kom en ons kom praat oor my beursie, my finansies, dan kry mense klaar al 'n strop om die nek en hulle begin styf te trek en sê, hulle kerk moet tog net nie praat oor die finansies, maar ons praat nooit oor die finansies nie. Maar ons gaan vanoggend so klein bietjie raak aan een of twee aspekte. So hierdie gebed sê die volgende: Here, u vra nie ons geld nie, u vra ons harte. Leer ons om u te vertrou, selfs wanneer dit nie saak maak nie. Breek die mag van vrees en tekort in ons denke. Maak ons vrygewig soos u is. Amen. Kan ek 'n amen kry? So baie belangrik oor wat die Here in ons wil doen in ons lewens. As 'n jong man wat binne in die raamwerk van die AGS Kerk groot geword het, het ek vroeg in my lewe geleer wat dit is om die Here te vertrou met my finansies ook. Met ander woorde, as ek 'n sakgeldjie gekry het my pa my altyd geleer, gesê, luister, vat nou ietsie daarvan en gooi dit Sondag by die Sondagskool, gooi jy dit weer in die mandjie en dan vertrou jy die Here om vir jou ook te voorsien. Want as kind het ek behoeftes gehad en as groot mens het ons nog meer behoeftes. So daar's 'n gedeelte wat die Mamos Intercession Ministry skryf. Hy sê, tithes and offerings, it's not about money, it's about honor. Giving is worship, giving is trust. So dis baie belangrik om in dit te lees die volgende, as ons gaan kyk na Spreuke hoofstuk 3, en u kan die Bybels nou oopmaak as jy dit daai Spreuke 3, gaan ons lees vanaf vers 5, en 'n baie belangrike gedeelte. Wanneer ons kom by finansies, kom ons uit verskillende sisteme uit. Baie mense kom vanuit 'n Pinkster charismatiese agtergrond, waar daar baie gesê word oor my volle tiende, en baie mense kom weer meer uit gereformeerde kante, wat sê, maar luister, ek gee net 'n bydra tot die werk van die Here. Ons wil al hierdie goed so 'n bietjie kombineer en kyk waar ons uitkom met dit alles. So kom ons lees Proverbs 3 verse 5 says, trust in and rely confidently on the Lord with all of your heart. And do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know and acknowledge and recognize him, and he will make your path straight and smooth, removing obstacles that will block your way. Vroeg in my lewe het ek geleer om die Here te vertrou. Ek dink wanneer jy in die bediening instap, is daar net een kant wat jy het, en dit is die kant van vertroue. Want 99% van alles wat hier plaasvind, is nie iets wat ek kan bepaal nie. Dis iets wat die Here wil doen. Dis iets wat die Here in jou hart wil doen, deur die gawes van die Heilige Gees, of dis iets in my hart wat die Here wil doen. In elke diens is ons daar om dan die Here te vertrou. As jy nie die Here kan leer om te vertrou nie, waarvoor dien jy die Here? God is juist daar in ons lewens, dat ons hom kan vertrou vir enige iets wat nodig is. En dit gaan vanaf finansies tot by wyse besluite wat ons moet maak. Keuses wat ons moet maak. En ek dink ons elkeen kom elke dag voor keuses tot stilstand. En dan moet ons besluit, luister, gaan ek die waarheid praat, gaan ek 'n leuen praat, gaan ek voor 'n dag kom met integriteit, of gaan ek 'n ander pad vat? To trust God is really something. So klompie jare terug,
terwyl ek nog student was, kry ek 'n geleentheid, ek het gehou van verkoop, om te koop en te verkoop. En ek koop by 'n oom 'n BMW, met die doel om hom te verkoop. En ek het hom gevat en die BMW gekoop by hom, en ek het die BMW so bietjie laat polish en so bietjie skoon gemaak en alles om weer verkoop, en 'n lekker paar rand gemaak op die verkooptransaksie. En ek was so opgewonde, omdat ek nog student was, en studente mos altyd tekort aan geld, nee. Waar is die studente? Altyd tekort aan geld, so. En ek is dadelik na my pa toe, en ek het my pa gaan vertel, en vir hom gewys, dis wat ek gemaak het. En my pa het mooi die koevertjie so gevat, en hy het 'n volle 10de uit die koevertjie uitgehaal. En hy het gesê, maar, en dit is mos nou die Here se. Jesusie, ek het so half, soos 'n steeksdonkie, probeer weer vat. Sê, nee, kom ons leer, dit behoort aan die Here. Dit is soos 'n boer, hy moet 10 hektar plant, hy moet die saad gaan koop, en hy moet genoeg saad in die grond indruk, vir die 10 hektar. Maar hy weet, wanneer hy 'n oes gaan maak, gaan hy uit die 10 hektar uit soveel saad hê, dat hy vir die volgende jaar nog genoeg saad gaan hê, om weer te plant, en dan kan hy met die ander saad wat oorbly, kan hy verkoop, en hy kan vir hom 'n inkomste genereer. Dit is hoe dit werk in boerdery. Maar wanneer dit kom by die kerk, wil ons nie aandag aan dit gee nie. Ons wil nie dit verstaan nie. En baie keer moet ons leer om dit te verstaan. Iemand het vir my eendag gesê, dit was 'n pastoor in Naidoo gewees, hy het gesê, hulle het groot geword in die apartheids era, en niemand het hulle ooit geleer om God te vertrou nie. Hulle het maar net ingegooi elke Sondag 'n geldjie of iets. Maar niemand het hulle geleer wat dit is om werklik waar die Here te vertrou met hulle finansies nie. Totdat iemand gekom het, en daai ou het van die grootste openbaringe gaan skryf vir dit wat nodig was. So in ons lewens het ek en Alita gekom 1 jaar, en ons is pas getroud, en ek het my karretjie gehad, en sy het vir haar karretjie gehad, en ons het besef, maar luister, in ons begroting gaan dit nie werk, dat ons met 2 karre sit nie, ons gaan moet sacrifice. Jy weet, almal dink altyd die bediening betaal vir jou miljoene rande, dit gaan nog kom, hoor. Okay, so. En ek en my vrou besluit maar ons gaan gebedsaak maak. Ons gaan hierdie kar verkoop. Dis so 'n Datsun 1200 pampoenkleur. Julle almal onthou nog daai Datsuns, die Y-reeks. Rian, jy sal nou goed onthou. En ons koop dit daar. Kom toe 'n man van die Here. En hierdie ou daag by ons op, hy het sulke rooi hare gehad, so 'n bos rooi hare. En hy kom sê, maar luister jy, hy wil die kar koop. En ons sê, dis reg, maar hy sê, maar hy wil hierdie kar oor 6 maande afbetaal. Ons dog toe, okay, dis nie hoe ons dit wil doen nie, ek hou nie van iemand wat my iets skuld nie, maar ons sê toe vir hom, is reg, ons trek 'n kontrak op, en ons kom 'n ooreenkoms, gee vir hom die sleutels van die karretjie, en hy's weg met die karretjie, en elke maand op dieselfde tyd het hy gekom, en hy het die bedrag geld vir die kar gegee. En ons het die bedrag geld eenkant gesit, want ons wil hê dit moet afbetaal wees ten volle, so hou dit alles eenkant. En op die laaste maand, die laaste 6 maande, kom hy, en hy kom gee weer die laaste paaiement. En toe die paaiement gee, toe gee hy ook die kar se sleutels. En hy sê, die Here het julle getoets of julle gaan getrou wees teenoor daai kommitment wat julle gemaak het. En hy gee die kar en die sleutels en die paaiement, en ek weet nie wat nog alles nie. Hy het vir ons 'n profesie gegee van ons gaan drie kinders hê met rooi hare, en van hulle gaan, dit het nie gebeur nie.
Maar getrou aan die Here het hy ook dit gedoen wat die Here vir hom gevra het. Hoekom vertel ek jou die storie? Want soms het ons iemand nodig in ons lewens wat ons bless en dit aktiveer die vertroue in jou om ook iemand anders te bless. Want 'n mens moet leer om dit wat jou vreesbevange maak, wat jou terugtrek, dat jy kan nie gee nie, God wil jou vry maak daarvan, sodat jy 'n gewer kan word. So in die Nuwe Testament praat daarvan, dat wanneer jy 2 dinge van een het, nee, dat jy die een moet weggee. Die Nuwe Testamentiese konsep van gee, is bietjie anders as die Ou Testament. Want die Ou Testament vra rondom 'n 10de, maar die Nuwe Testament kom vra jou alles. Hy vra jou alles. Maar jy het soms iemand nodig wat jou bless. En kom ek vra gou vir julle, wie kan vanoggend getuig van iemand wat jou al gebless het? Al is dit nou met 'n potjie olywe, of dalk is dit met 'n lekker konfyt wat hulle gemaak het, of dalk is dit iemand wat jou gebless het met geld. Wie het al dit ervaar al? Baie nie. Baie mense het dit al ervaar. Wie van julle het ook al iets weggegee? En gevoel, luister maar, ek wil jou nou bless. Ek wil jou bless met hierdie ding. Jy sien die hele verhouding met Christus is een van ons ontvang en ons gee. Ons hou nie meer vas nie. En dis waarom ek so lief is as ek baie keer praat oor die vroeë kerkvaders, die askete, hulle wat in die woestyn gaan bly het, hulle wat voor die tyd besluit het, hulle gaan alles opgee om in die woestyn te gaan bly, sodat hulle in 'n dieper verhouding met God kan kom. Daai is nou special mense wat in ons lewens inpraat, want hulle vertel die stories, daar's van hulle wat vertel dat hulle alles geërf het van hulle ouers af, rykdom geërf het, en dan het hulle daai rykdom weggegee, en hulle het juis in die woestyn gaan bly, want 'n verhouding met Christus was meer belangrik as enige materiële dinge. Nou as ek net in my huis kyk, van goedjies wat daar staan, nê, ons almal hou mos van goedjies, nê, en as ons bereid is om weg te gee, nou ek het 'n versameling broodbome daar, en Meinhard, hy weet nou daarvan, want sy broodbome is mooier as myne, maar iemand moenie vir my kom vra, moet 'n broodboom weggee nie, dit strook nie met my nie, maar ek het nou al geleer, dat ek broodbome kan weggee, ek kan vir iemand anders wat ook lief is daarvoor, moet jy broodboom weggee. Ek het eendag vir my pa 'n broodboom gegee, en toe vra hy, maar wat moet hy maak daarmee? Toe sê ek vir hom, nee, dit leer jou maar net geduld, want hierdie boom gaan dalk 1 keer 'n jaar, gaan hy vir jou dalk 1 of 2 blare gee. Hy het die boom net hy het hom net laat doodgaan. So ek gaan nie, hy het my weer gevra vir 'n broodboom, ek het hom nooit weer 'n broodboom gegee nie. Ek sê, nee, jy het nie die geduld om na 'n broodboom te kyk nie, maar dit is baie kosbaar, en broodbome kos 'n klomp geld, as jy dit nou wil verkoop en goed, maar dit gaan nie vir my daaroor nie, dit gaan vir my oor my versameling, dit gaan oor die verskeidenheid van wat daar is, en hoe ou dit kan treasure, en hoe ou kan uit sade, uit weer broodbome, en hoe jy dit kan gee. Nou, Meinhard het my geleer, dat hy het altyd vir my gegee, en ek het geleer weer by hom, maar ek kan weer van my af, kan ek weggee na ander toe. Nou is daar al Henny ook in die gemeente, nou Henny het nou al by my broodbome gekry, en hy het al weer vir my broodbome gegee, maar sy broodbome wil nie groei by my nie. Nee, ek swat sommer. So, wanneer dit kom by, om te vertrou, moet ons leer om ons harte oop te maak. 'n toehand kan nooit gee nie, maar 'n toehand kan ook nooit ontvang. En soms kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees kom sê vir jou, gee daai ding weg. Gee daai ding weg.
Ek het al gekom op baie dinge, ek wil nou nie oor myself praat nie, maar wat ek 'n warm baadjie gehad het en die Here net vir my sê, luister, hierdie warm baadjie moet jy vir daai persoon gee. En jy gee hom net weg. En die oomblik as jy hom weggee, 'n maand of 3 daarna, dan kry jy weer 'n nuwe baadjie. Daar's altyd hierdie wonder van wat gaan die Here doen as jy begin om te doen soos wat die Here wil doen. Want God is daar om te gee. God wil gee. God wil jou verryk in jou lewe. Nie noodwendig met finansies nie, maar met 'n wete binnekant dat jy kan hom vertrou vir alles wat jy nodig het. So kom, ek gaan so 1 of 2 goedjies wil ek vir u deurgee. Tiendes gaan nie oor God se behoefte nie, maar oor ons hart. In Matteus 6 vers 21 sê dit, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. OK? Tiendes is nie God wat iets van jou vat nie. Tiendes is iets, God wat iets in jou inbou. Dis waaroor dit gaan. En as ek vanoggend net vir jou kan kry, dat jy kan begin om 'n gewer te word, dan gaan jy in jou eie lewe, gaan jy 'n geloofsklimaat beleef, wat jou gaan vrymaak van 'n lewe van tekort en vrees vir elke maand. OK? So dis nogal baie belangrik, dat ons daarna gaan kyk. Ek wil iets sê vanoggend, en dis vir my baie belangrik. Tiendes en tips. God is nie ons kelner nie. Ons tip nie die Here nie. Ek gee nou my elke Sondag 'n R10 tip vir die Here. Don't do that. Dis nie hoe dit werk nie. Ons tip nie die Here nie. Jy tip 'n petroljoggie, of jy tip 'n karwag. Nee, maar jy tip nie die Here nie. Aan die Here behoort al die eer en die lof. As die Here jou geseën het in jou lewe, met 'n goeie werk, met 'n goeie inkomste, dan moet jy jou somme gaan bereken. Dan moet jy gaan opmaak dit wat God van jou verwag om vir jou te gee. Ek sê altyd in die kerk, is dit 'n ander saak, Harold, ons sien net ons tieners en as ons tieners klaar weg, want die kerk trek klaar ons tieners vir ons sommer af. Jy weet, en dit is hoe dit werk, ons vertrou die Here. Arnold, dit is ons voorreg om voor julle te stap en te sê, luister, in dit wat die Here vra, is ek getrou. En dit kan jy kom kyk elke maand. Maar ek wil jou leer om ook getrou te wees en om ook die Here te vertrou. Kom, ek wil vir jou iets onder jou aandag bring. Nee. As ek nie die Here kan vertrou nie, hoe gaan ek vir die Here môre vra, kom maak siek mense in die gemeente gesond? As jy nooit geleer het om dit wat die belangrikste lewensaar in jou is, vir God te gee nie, hoe vra jy dan môre, Here, ag seën my net hierdie week, maar jy was nie getrou aan die opdragte van die Here nie. Waar die Here vir jou vra, luister, bring dit wat jy het na die skathuis toe. Bring jou volle tiendes na die skathuis toe. Bring jou finansies, jou liefdesoffers, bring dit na die skat. As jy nooit dit doen nie, wat se vrymoedigheid het jy dan in jou verhouding met die Here, om te sê, Here, kom seën my in hierdie week? Wat van as die Here vir jou dan sê, hello, why don't you do what I tell you to do? Or why don't you do what I ask you to do? Verstaan julle, 1 + 1 maak 2. En dit werk so in die vertrouensaksie van die Here ook. So, hierdie is belangrik. Daar's altyd spanning tussen geloof en finansies. Daar's altyd spanning. As jy vanoggend een van Trump se kinders was, het jy genoeg geld gehad. Maar meeste van ons wat hier so sit, nee, is mense wat finansiëel bietjie sukkel. En daar's redes. As die inflasie opgaan of die petrolprys gaan op, wat gaan maak jy? Jy gaan doen weer jou berekeninge van hoeveel rand se brandstof gaan jy ekstra hierdie maand uitry. Ek dink daar's so 'n paar
daar so 'n paar wat vinnig besef het hoe die diesel is ekstra duur en nou moet jy ekstra R800 of R1000 moet jy uithaal hierdie maand om deur jou brandstofbegroting te kom. Dis 'n realiteite. Maar die realiteite daar buitekant is ook die realiteit van die huis. Die huis moet ook kan funksioneer. En as ons almal ons bydra lewer, nie ons tips nie, as elkeen van ons bydra lewer tot die huis toe, dan sal die huis ook genoeg hê. En dis wat die woord van die Here vir ons sê. Hy sê, bring jou volle tiende sodat daar spys in my huis kan wees, dat daar genoeg in my huis kan wees om te doen dit wat moet gedoen word. Baie mense beleef van maand tot maand. Hulle leef net van een maand tot die volgende maand. En dan hier van die 20ste af, dan begin jy te sê, Here, daar's nog te veel maand aan die einde van die maand oor. Daar's nog te veel dinge wat moet gebeur. Kom jy help ons, Here? En dit is so. So hoe pas tiendes binne in dit alles in? Kom ons probeer net 'n idee gee. Tiendes is nie gee as jy genoeg het nie. Tiendes is vertrou God selfs wanneer jy nie genoeg het nie. Weet jy wat? Om jou hand toe te maak, is om te sê ek gaan nie vertrou nie. Maar om jou hand oop te maak, en miskien haal jy die R10 uit wat vir jou baie beteken, en jy sê, Here, ek gaan vanoggend vir u vertrou vir hierdie geld, met hierdie geld om my in hierdie week deur te help. Dis wat die Here wil hoor. Of dit R1 is, en of dit R10 is, en of dit R1.000.000 is, dit bly dieselfde by die Here. God het nie ons geld nodig nie, maar God het ons harte nodig. Hy wil hoor hoe jy in jou verhouding met hom kan sê, Lord, I know this week, there's another 7 days till the end of the month, but I'm going to trust you. I'm going to trust you that you will help me through this week. En dis wat hy wil hoor. Want as jy hom gaan vertrou in jou finansies, is die oomblik, you can trust him in your prayer life for your healing, for a new job opportunity. You can trust him with all of your heart. Amen? Kan ek 'n amen kry? Ja. So vertrou God selfs wanneer jy nie genoeg het nie. Dit is 'n geloofsaksie, nie 'n begrotingsaksie nie. Baie belangrik. Ek wens ek kan vanoggend net 10 mense gevra het, wat al vir die afgelope 20, 30, 40 jaar die Here vertrou met hulle finansies, wat elke maand kom, en elke maand hulle finansies bring, nê? Ek wens ek kan hulle gevra het vanoggend om net te kom getuig wat die Here vir hulle al gedoen het. Ek dink, ons sal op ons rug val, om al die wonderwerke te hoor van wat die Here vir jou gedoen het. Is ek reg, Lenet? Nee, hoe die Here kom, en die Here kom help, en die Here voorsien, en die Here doen dinge. Ek sal nooit vergeet, ek was 'n jong man gewees, ek was op Riversdal gewees, in die gemeente daar, en ons het die gemeente bestuur, en dit was letterlik die maar jare van bedieningsaksie daai. Ons moes elke maand ons 'n fees hou op die dorp om ekstra geld in te samel, net om die gemeente te laat maak klop. Alhoewel die gemeente gegroei het alles so vinnig gegroei. Maar eendag toe kom ek by Eckers uit en ek moet vir my 'n nuwe ten minste 'n nuwe broek koop, en ek onthou dit, en hulle het so 'n kaartjiestelsel gehad van as jy dit krap, dan is dit, jy kry 10% afslag of 20% afslag of 50% afslag of selfs 100% afslag. En ek stap toe daai dag uit met 2 broeke, want ek het die kaartjie gekrap, en ek het 100% gekry daar. So nou, dit beteken nie jy moet lotto speel nie. Ek stem nou nie heeltemal saam met lotto nie, maar moenie jou vertroue in die geluksgode insit nie, nê.
Maar so die Here maniere om vir 'n mens te voorsien en vir 'n mens Heer te help. Kyk mooi saam met my, Nuwe Testament perspektief. Dis nie 'n wet nie, maar is 'n gesindheid. Kan julle dit saam met my sê? Nie 'n wet nie, maar 'n gesindheid. So in 2 Korintiërs 9 vers 7 sê hy, elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het, nie met teensin of uit dwang nie. Hy moet in sy hart besluit dit wat jy wil gee vir die Here. En dit gee jy vir die Here. En die Here vertrou jy daarvoor om vir jou deur te help. Tiendes is nie 'n wetlike minimum nie. Dis 'n beginpunt van vrygewige leefstyl. Nou, my dogter is nou nie hier vanoggend nie, maar my dogter, sy werk vir lekker slaap en sy het haar begroting in die maand en sy sal gereeld by my kom sit en sê, pa, maar die petrol is alweer op en ja, pa, maar hoeveel moet ek nou hierdie maand vir die Here gee? Sê ek van, weet jy, Bokkie, ek kan nie vir jou sê wat jy moet gee nie. Maar ek kan jou lei dat jy met die Here daaroor praat. Volg sy stem. En wanneer jy sy stem hoor, dan vertrou jy hom daarvoor. Maar hy sal altyd regverdig wees. Hy sal altyd met jou praat. Jy sien, ons kan mekaar in hierdie dwangaksie sit en sê, die Bybel sê jy moet 'n tiende betaal. Maar praat met Harold daaroor, dan gaan Harold deeltyd vir jou sê, nee, dit is nie waarheid nie. In die Nuwe Testament sê die Bybel, gee jou alles vir die Here. Amen? Want hy het 'n beginsel. Ek is so bly, ek het vir Harold leer ken, want Harold loop nie met 2 toehande nie. Harold is iemand wat oop hande het. Hy sal altyd vir die Here gee. Hy sal altyd luister na dit wat die Here van hom vra. So, tiendes is 'n wetlike minimum nie, dit is 'n beginpunt van 'n vrygewige leefstyl. Is om weg te gee vir ander. Dit wat vir jou belangrik is, dit waarvan jy miskien te veel het, om dit weg te gee na iemand toe, wat dit nie het nie. Onder genade vra God nie minder nie. Hy verander jou hart sodat jy meer wil gee. Daar's 'n boekie wat ek so onder die personeel versprei en dit gaan oor woestynvaders. En Ronel Besuidenhout, Dominee Ronel Besuidenhout, sy het die boek geskryf, sy is ook al 'n ouerige dame, en sy het 'n beginsel. Daar's 'n sekere tydperk, ek dink dis Februarie maand, wat sy 'n maand vas, en dan vas sy die hele maand, en deel van haar vas is, elke oggend het sy stilte tyd. En dan in haar stilte tyd vra sy die Here, Here, wat is dit wat ek vandag uit my huis uit moet weggee vir iemand anders? Wat is dit wat ek vandag uit my huis uit moet weggee vir iemand anders? Sien, dit raak in die huis nie. Moenie aan my besittings raak nie. Maar sy het die beginsel. Iets in haar huis is onnodig daar. Dis waar ons met julle al gepraat het oor loop lig, travel lightly, stap lig in die lewe. Moenie te veel goed saam met jou vat nie. Die dag as jy sterf, wat gaan die kinders met al jou goed maak, Karen? Hulle gaan dit weggee. Hulle gaan dit miskien gebruik, maar as hierdie goed is te oud, of hierdie ding is te lelik, of hierdie ding behoort aan die voortrekker tyd of iets, jy weet. Hulle gaan dit weggee. Maar Ronel het gesê, daar's iets in my lewe wat ek nie meer nodig het nie, waarmee ek iemand anders te kan bless. En dan vir 30 dae gee sy elke week een ding weg uit haar huis uit. En sy gaan vervang dit nie met iets anders te nie. Sy sal weer iets ontvang van iemand anders te af, wat op 'n ongelooflike manier net werk. Maar die beginsel is, waaroor ek vanoggend wil praat, is ek wil hê, jy moet leer om dalk weer jou hand oop te maak en vir ander te begin gee, wat jy nie nodig het nie. En dit beteken ook, om vir iemand anders te begin bid. Dit beteken ook, om vir iemand anders te begin vertel van, hoor jy, weet jy wat, het die Here vir my gedoen hierdie afgelope tyd?
Ek wil jou daarmee seën. Mag die Here jou pad vir jou gelyk maak. Mag die Here jou optel. Ek het iemand in my lewe wat vir my belangrik is. Ek sien hulle een keer in 2 jaar miskien, maar ek het 'n beginsel van om elke week net iets vir daai persoon te stuur wat ek vir hulle sê, luister jy onthou, die Here maak ons paaie gelyk. Die Here tel ons op. Dit is ook dan die beginsel van finansies, dit vorm iets in jou, wat jy iets van jouself wil begin gee vir ander mense. Amen.